So, Elon Musk het onlangs ingestem met 'n nogal gewaagde stelling dat om 'n Tesla in 2026 te koop basies dieselfde is as om 'n iPhone in 2010 te koop. Nou, dit klink dalk 'n bietjie vergaande, maar as jy dieper delf, is die parallelle eintlik merkwaardig. So die groot vraag is, kan 'n Tesla regtig die nuwe iPhone wees? Goed, kom ons spring reguit in. Om hierdie hele idee te verstaan, moet ons eers 'n bietjie teruggaan in tyd. Die jaar is 2007. Steve Jobs het sopas vir die wêreld 'n foon gewys, sonder 'n sleutelbord. En die tegnologiebedryf, wel, hulle het basies gelag. En luister, dit was nie sommer enige iemand wat skepties was nie. Nee, dit was Steve Ballmer, die HUB van Microsoft, een van die magtigste mense in tegnologie op daardie stadium. Sy woorde het presies opgesom wat al die sogenaamde kenners gedink het. Hulle kon dit net glad nie sien kom nie. Nou spoel vorentoe na vandag. Jy hoor mense sê hulle sal nooit ooit 'n selfbesturende motor vertrou nie. Kenners sê volkomme autonomie is nog dekades ver. Klink dit nie bekend nie? Die groot vraag is ons besig om te kyk hoe die geskiedenis homself reg voor ons oë herhaal? Om regtig te verstaan wat vandag gebeur, moet ons kyk na die maatskappy wat destyds die hardste gelag het en toe die swaarste geval het, BlackBerry. Hulle storie is die perfekte en nogal skrikwekkende voorbeeld van hoe vinnig 'n reus kan tuimel. Kyk net na hierdie tydlyn. Dis ongelooflik. In 2007 was BlackBerry koning. Teen 2010 was die iPhone al die topverkoper. In 2016, hulle het heeltemal opgehou om fone te maak. 'n Maatskappy van $80 miljard. En toe, poef, was dit weg. Dit, my vriende, is hoe genadeloos tegnologiese ontwrigting kan wees. En hierdie houding, dit was die kern van hulle probleem. Terwyl die iPhone besig was om die wêreld te verander, was die reaksie van BlackBerry se leierskap een van, wel, oorgerusdheid. Hulle was so seker van hulle eie produk dat hulle die ware bedreiging heeltemal misgekyk het. So hier is die deurslaggewende punt. BlackBerry het gedink hulle kompeteer teen 'n ander foon en hulle was heeltemal verkeerd. Die iPhone was nie net 'n beter foon nie, dit was 'n heeltemal nuwe kategorie van produk. Dit was 'n rekenaar, 'n kamera, 'n musiekspeler, alles in een. Hulle het nie eers dieselfde wedstryd gespeel nie. Goed, kom ons bring dit terug na vandag en kyk hoe dit alles van toepassing is op die motorbedryf. Die argument hier is dat ons presies dieselfde patroon sien afspeel. Net hierdie keer is dit met karre in plaas van fone. En hierdie skyfie som dit briljant op. Die tradisionele motor, kom ons noem dit 'n domkar, is staties. Die oomblik as jy om van die vloer af ry, begin sy waarde daal. 'n Slim kar soos 'n Tesla is basies 'n rekenaar op wiele. Dit word letterlik beter terwyl jy slaap met sagteware-opdaterings. Dit is nie meer net 'n uitgawe nie, dit word 'n potensiële bate wat vir jou geld kan verdien. En dis 'n fundamentale, spelveranderende verskil. Maar natuurlik, nie almal is aan boord nie. Glad nie. Hierdie aanhaling van 'n prominente vakbondleier vang die vrees en die skeptisisme perfek vas. Dis 'n argument wat fokus op die onvolmaaktheden van die tegnologie soos dit vandag is. Baie soos die kritiek teen daai eerste iPhone. En die punt is nie dat hierdie bekommernisse nonsens is nie. Die punt is dat ons dit al voorheen gehoor het. Dink daaroor, niemand het 'n wet teen fone met sleutelborde gemaak nie. En niemand gaan mense dwing om op te hou bestuur nie. Wat gaan gebeur, is dat mense eenvoudig die beter, die veiliger en die goedkoper opsie sal kies. En die rede hoekom hierdie karre beter word, is een woord: data. Kyk net na hierdie groei. Van 6 miljoen myl in 2021 na 9 biljoen myl vandag. Dis 'n eksponensiële leerkurwe. Elke enkele myl wat een kar ry, maak die hele stelsel, die hele vloot, slimmer en veiliger. So, wat gebeur as hierdie tegnologie die norm word? Kom ons kyk 'n bietjie na die diepgaande implikasies, want dit gaan oor soveel meer as net gereef. Dit kan ons hele samelewing verander. Hierdie syfer is eerlikwaar skokkend. 90%. 90% van alle motorongelukke in die VS word deur menslike foute veroorsaak. Dis die kernprobleem wat autonome tegnologie probeer oplos. So as autonome voertuie menslike foute met net 90% kan verminder, kan dit 35,000 lewens red elke liewe jaar net in die VS alleen. Dis 'n verbuisterende getal. En dan is daar die geld. Die gemiddelde Amerikaner spandeer omtrent $12,000 per jaar aan hul kar. Dink net daaraan, baie van daardie geld kan terug in mense se sakke gaan danksy goedkoper ophangvraag robotaksies. En ons stede, wel tot 30% van ons stedelike ruimte, word net aan parkering afgestaan. 30%?
Stel jou voor ons kan daardie spasie herwin vir parke, vir huise, vir besighede. Dit is die skaal van verandering waarvan ons hier praat. Goed, maar kom ons wees gebalanseerd hier. Die pad na volle autonomie is nie net 'n reguit lyn nie. Daar's definitief hindernisse en is baie belangrik om die geldige teenargumente te erken en te verstaan. So hier is die hoofpunte. Regulasie is natuurlik 'n groot een, maar die teenargument is dat oorweldigende veiligheidsdata uiteindelik die politiek sal troef. Die koopsiklus vir karre is ook baie langer as vir fone, so die oorgang sal stadiger wees. Dan is ook geldige vrae oor Tesla se data wat self gerapporteer is en natuurlik sterk kompetisie. Dit is alles belangrike punte om in gedagte te hou. Wat ons dan terugbring na daai sentrale vraag, as ons hierdie hele iPhone-analogie aanvaar, waar presies is ons op daardie tydlyn? Is dit nog 2007 waar almal lag, of is ons dalk nader aan 'n kantelpunt? Dink terug aan 2010. Slimfoon-aanneming was maar op so 15%. Die tegnologie het gewerk, maar die meeste mense het dit nog nie gehad nie. Nou, kyk na vandag. Autonome bestuur-aanneming is basies by 0%. Die tegnologie werk, dit raak elke dag beter, maar die massa-mark-aanneming het nog nie eers begin nie. So die vraag vir jou is, glo jy hierdie kurwe gaan op? Gaan dit van 0 na oral? En dit bring ons by hierdie sleutelkonsep ongemaklik vroeg. Dis daardie spesifieke oomblik in die geskiedenis waar 'n nuwe tegnologie bewys het dat dit werk, maar die res van die wêreld dit nog nie aanvaar het nie. Histories is dit presies waar die grootste geleenthede lê, maar dis ook die mees onsekere en ongemaklike tyd om deel te wees daarvan. En dit laat ons met hierdie laaste gedagte. Die kenners het die iPhone afgelag omdat dit onvolmaak was en omdat hulle nie die heeltemal nuwe kategorie kon sien wat dit besig was om te skep nie. As ons vandag na die kritiek op slimkarre luister, moet ons onsself eerlik afvra, is dit net 'n herhaling van presies dieselfde patroon? Die geskiedenis gee ons nie die antwoord nie, maar dit gee ons beslis 'n fascinerende raamwerk om oor na te dink.